dit maak nie saak wat nie, maar 'n asblik het altyd 'n reukie. En ek gaan jou wys hoe om seker te maak dat daai reukie nie lank in jou huis bly nie. Die eerste wenk waarmee ek wil begin is, as jy jou asbliksak uithaal, moet jy seker maak dat jy jou astrom baie mooi skoon maak. Dit is baie belangrik, want anders dan gaan al die reuke nog steeds daar sit, en dan gaan dit wat jy wil doen glad nie werk nie. Nadat jou asblik skoon is, kan jy hierdie volgende wenk probeer om seker te maak dat jou asblik lekker ruik. Die eerste ding wat jy gaan gebruik is 'n watte, en jy gaan 'n paar druppels van jou gunsteling essensiële olie opsit, en jy gaan dit onder in jou asblik gooi voordat jy jou asbliksak insit. Nadat jou asblik skoon is, wil jy hom lekker laat ruik, so jy gaan eers 'n watte nodig hê, en dan 'n paar druppels van jou gunsteling essensiële olie, en jy gaan hierdie insit voordat jy weer jou nuwe swartsak insit. En jy gaan hom net so ingooi, jy kan so 2 of 3 van hulle gebruik, hoe meer hoe beter. En as jou asbliksak klaar in is, kan jy net so 'n paar druppels sommer net so rondom in jou asblik gooi om dit ook lekker te laat ruik. 'n Groot probleem, veral in die somer wat voorkom in jou asblik, is daai wit wurmpies wat mens kry as gevolg van al die vlee. 'n Maklike manier wat ek gewoonlik daai probleem oplos, is ek spuit sommer net so 'n paar spuite insekdoder elke tweede dag naby my asblik. Maar as jy nou 'n stapie verder wil gaan, kan jy al jou rou vleisprodukte in 'n plastieksak toemaak, dit in die vrieskas berre en dan net voor asblikdag in jou groot asblik gaan uitgooi.